Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Dis lekker om weer hierso saam te kan wees vanoggend. Ons het gister ook 'n lekker senior burger ete gehad en nou wonder party hoekom praat ek van die ete. Ek was ook daar. Al is ek nie 'n senior burger nie, maar dit was baie lekker. Lekker om so saam te kom. Dankie vir almal wat betrokke was. Dit was ook baie mooi opgemaak en die kos was ook baie lekker. En dit het ons was toe nou reg vir die rugby. Ons lyk my ons moet met 14 man maar begin. Daar's sulke prentjies wat nou gestuur word waar daar klaar een persoon uitgelaat is sommer. Maar ja, ons wen steeds so, dis wonderlik. Dit wys mens ten spyte van moeilike omstandighede kan mens nog steeds uitstyg. Ons moenie dink die omstandighede is die groot ding wat maak dat ons niks kan doen nie. Dit kan mens oorweldig, maar dit hoef nie. En ons as Christene weet, dis die Here wat ons help deur alles en in alle tye. Ons is dankbaar daarvoor. Ek wil ook welkom sê aan die inwoners van Huis Louisa Meiburg, almal wat inskakel daarso en almal wat ook regstreeks inskakel. Baie welkom aan hulle almal ook. Dis lekker om hier saam te wees. Ons is broers en susters in Christus. So kom ons groet mekaar. Kom ons sê vir mekaar welkom vanoggend. Ek wil ook vra of enige besoekers is vanoggend. Steek asseblief jou hand op as jy wil. Ons gee 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedagt. Daarsoos. Ja, baie welkom. Is dan die rinkie toe nie, so net ek het gehoor sy gaan daar kom. Okay, maar baie welkom. Ek het nie nog hande gesien nie. Maar baie welkom almal. Ons gaan net 'n paar oomblikke vat. Ons kom maar uit 'n week uit waar klomp dinge gebeur het. Dalk gaan jy nou deur 'n moeilike tyd of jy het slegte nuus gekry. Maar met dit alles kan ons stil raak en bewus wees daarvan dat die Here teenwoordig is. Dis 'n wonderlike voorreg dat die drie-enige God teenwoordig is in ons lewens. Dat God ons ken en raak sien en ons bystaan. Maar baie keer vergeet ons dit. So hier het ons net 'n geleentheid om weer herinner te word daaraan. Weer bewus te raak daarvan. So kom ons vat net 'n paar oomblikke. Ons kom tot rus. Ons kan ook net vir onsself sê God is hier teenwoordig. Ons raak bewus daarvan en ons stel onsself net oop vir die Here. Vir die werking van die Heilige Gees. Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U vir U teenwoordigheid, dat U teenwoordig is, dat U ons raak sien, dat U omgee vir ons, dat U ons ken, dat U ons help. Here, ons kan nie genoeg dankie sê vir U goedheid nie, dat U ons gedra het ook al deur moeilike tye nie. Here, help ons om 'n ontmoeting te hê met U vanoggend. Kom ontmoet ons, kom versterk ons geloof, kom gee ons weer krag, kom help ons. Ons kan nie sonder U nie. Op ons eie is ons verlore, maar met U het ons hoop. Here, dankie vir al U genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan bly sit, dan gaan ons die lied sing, Hemelvader, ek aanbid U. Kom ons sing hierdie lied saam.
Ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe. Amen. Die wêreld is maar die mekaar, ons klomp slegte dinge wat gebeur en dit kan mens moedeloos maak, maar ons het hoop as ons bly fokus op God, want ons weet God is aan die werk, ons weet Jesus het gekom, hy's hier, hy's teenwoordig en hy gaan weer kom om die werk wat hy begin het klaar te maak. En ons weet ook niks kan vir God keer nie. Ons het gesien selfs die dood kon nie vir Jesus keer nie. So ons het hoop, maar dit hang af waarop ons fokus. As ons weggaan van die Here en fokus op die wêreld, raak ons moedeloos. Raak ons kwaad, hartseer. En dis nie goed dan vir ons as ons heeltyd so is nie. Maar as ons op die Here fokus, het ons vrede, het ons hoop. Ons leef anders dan. In Openbaring 1 vers 8 hoor ons die volgende: Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ons gaan nou so beurtspraak saam doen. So julle sê die gedeelte langs gemeente elke keer. Jesus leef en ons met hom. Genade vir julle en vrede van God die Vader. En van die Seun. En van die Heilige Gees. Hy leef in ons en hy maak ons nuut. Amen. Ons is so dankbaar vir dit, vir God wat sy Seun gestuur het om ons te kom red en vir die Heilige Gees wat in ons woon en ons verander en help en lei. Ons gaan nou die Here loof, ons gaan staan in die lied sing, alle volke, klap julle hande. Kom ons loof die Here. Alle volke, klap julle hande, juich tot eer van God. Verhef julle stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemelkoning skenk ons sy genade. Ons gaan nou net 'n paar oomblikke ook vat, as ons net besef hoe die Here genadig is en ons liefhet en wat hy al ons gedoen het. En as dit nie vir die Here se genade en liefde was en vir Jesus se offer nie, dan was ons verlore. Dan kan ons ook nie anders as om vandag te sê, Here, ek bely my sonde nie, ek is jammer daaroor, ek weet u vra gehoorsaamheid van my. So ons bely dit. Here, vergewe my, ons vra dit en ons weet die Here is genadig. Ons verloor almal soms fokus en maak verkeerde besluite en dwaal af, raak te lief dalk vir wêreldse dinge. Dit gebeur, maar ons kan dit bely en ons kan weer in die regte rigting kyk. Dis die wonderlike. Die Here skryf ons nie af en sê dis nou klaar, ek het nou genoeg gehad nie. As ons kom na hom toe, is hy genadig. Maar ons moet weer streef om gehoorsaam te gaan lewe. Ons kan nie die genade goedkoop maak en net sê, ag ek kan maar vra, Here vergewe my nie. Ons moet berou toon daaroor. Ons moet onthou wat 'n prys dit Jesus gekos het. So
So kom ons vat dit 'n paar oomblikke. Ons bely teenoor die Here ons sonde skuld. Is dalk iets wat mens gedoen het, wat mens weet is verkeerd, iets wat mens gedink het dalk, of dalk het mens geweet jy moes iets doen en jy het nie, want dit gebeur ook soms. Dan bely ons dit teenoor die Here. In Psalm 103 vers 8 tot 12 hoor ons die volgende: Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Is daarom wonderlik as mens dit hoor, hoe genadig die Here is. Dit moet ons inspireer om weer voluit vir die Here te gaan lewe. Ek wil 'n gebed vir ons lees, ons kan net ons oë toemaak. Dit is deur Nico Koopman geskryf. Heilige Gees, bekeer ons asseblief, sodat die wêreld anders lyk. Bekeer ons na die lig toe, na Jesus toe. Laat ons wegdraai van die verkeerde, na wat wys en reg en goed en mooi en lieflik en heilig is. Bekeer ons weg van haat, aggressie, geweld. Bekeer ons na vrede toe, na versoening, vriendskap en vreugde toe. Bekeer ons weg van apatie, weg van onbetrokkenheid, van onttrekking van die wêreld. Bekeer ons na Jesus, na die een wat oorvloedig gee, wat homself gee, na die een wat ons bevry van selfsugtigheid, gryp en gierigheid, na die een wat ons help bou aan 'n wêreld waar sommige nie te veel het en ander te min nie. Bekeer ons, o Heer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, op skool het ek cricket en hockey gespeel. Ek hou van golf ook. Golf het ek ook gespeel so bietjie, maar meer cricket en hockey. Maar almal wat al bietjie sport gedoen het, sal weet, baie keer is al maar ook 'n onregverdigheid. Jy is dalk goed genoeg, maar jy word nie gekies nie. Of as quotas en sulke tipe goed, dan voel jy nogals gefrustreerd. Maar wat met my gebeur het is, ek was gekies vir die onder 14 A-span en ek was 'n spin bowler. Maar vir een of ander rede wou die meneer my nooit laat bowl het nie. Ek verstaan nou nog nie eintlik hoekom nie. Hy wou nooit my in 'n wedstryd laat bowl het nie. So ek was ook nie 'n goeie kolwer nie. Ek het soos die heel laaste gekolf. So basies het ek maar net veldwerk gedoen. So dit was nogal sleg en frustrerend. Maar dit was nou maar, wat kan jy nou doen? Hy weier net. So cricket was nou eintlik vir my sleg. Dit was nie lekker mee nie, want dit wat jy nou goed is mee kan jy nie doen nie. En toe onder 15 toe gaan ek na die B-span toe. Toe kies hulle my nou nie meer vir die A-span nie. Toe kry ek daarom nou kans om te bowl, maar ek bly nou maar in daai span toe. Dit
ek kon nou nie, hulle het my nou nie opgebring na die A-span toe nie. En toe die volgende jaar toe besluit ek sommer ek gaan cricket los. Ek is heeltemal sommer afgesit en ek hou op en ek speel net hokkie. Maar soos dit was vir my pa sleg want hy het nou potensiaal raak gesien. En hy sê toe vir my een keer maar is nou in Engels, you can't keep a good man down. En dit het my nogals getref, alhoewel ek toe gevoel het, ek weet nie is dit regtig waar nie, het voel vir my, ek het goed gedoen, maar hulle kies my nog steeds nie. Maar hy het gesê, hou aan, dit gaan iewers, hulle gaan nie dit kan bly vir my nie. En dit het my met die hokkie en so ook geïnspireer. Maar ek het opgehou en toe in my graad 11 jaar, het 'n vriend van my een keer het ek by hom gekuier, toe sê hy kry nou privaat afrigting, hy gaan nou nette toe, ek moet saam hom kom. En toe bou ek nou daarso en hy golf. En hy en die afrigter sê, hoorie, Jesus, speel jy cricket, verstaan jy het potensiaal. En hulle sê toe moenie begin weer en ek besluit toe, okay, ek sal nou maar weer begin, want toe mis ek dit nou eintlik. Toe het ek baie geoefen in die afseisoen op my eie, maar dit is maar baie dissipline. En toe is ek nou vir die tweede span gekies in my graad 11 jaar. En toe gelukkig is daar nou 'n ander afrigter. Hy gee my toe nou kans en ek doen baie goed. En toe in my matriekjaar toe word ek nou vir die eerste span gekies. En toe het ek 'n baie goeie jaar gehad. Ek was toe eintlik nou die beste bowler in die span. Maar eintlik wat net 'n belangrike rol gespeel het was my pa en my vriend wat my aangemoedig het. So baie keer is dit net so iemand wat jou net bemoedig in 'n moeilike tyd, wat jou weer aanmoedig, wat jou weer help. Dit het my baie gehelp. Dalk het jy ook so getuienis of kan jy ook so vertel hoe iemand jou bemoedig het. Toe ek ook werkloos was na my studies, was dit ook maar vriende en familie wat gesê het, ons bid vir jou, die beroep gaan kom, moenie opgee nie. Dit beteken baie as mens in daai donker tyd is en onseker is. Nou ons is besig met 'n 5 weke reis, ons is nou by week 3. Dis 'n reis met Barnabas. Sy naam beteken, dis sy bynaam, seun van bemoediging. So ons reis met Barnabas die bemoediger. Dit was een van sy gawes, om mense te bemoedig, om mense aan te moedig. Nou, hy is vir ons 'n voorbeeld van iemand wat sy gawes, soos vrygewigheid en gasvryheid en bemoediging, gebruik het, tot voordeel van die kerk, en in diens van die Here. Hy het nie geweet, ek is goed met bemoediging, maar ek gaan by niemand anders kom en ek hou dit maar vir myself. Hy het dit gebruik. Sy gasvryheid het hy uitgeleef. Sy vrygewigheid, ons het gehoor hoe hy sy grond verkoop het, en dit gegee het vir daai eerste gemeente in Jerusalem, om die behoeftiges te help. So hy het sy gawes gebruik. Hy is vir ons 'n voorbeeld daarvan. En ons fokus elke week op 'n skrifgedeelte en dan op 'n geestelike gewoonte wat ons ook moet inoefen. Daar op die skerm is die indeling, is 'n bietjie klein dalk, maar julle het dit almal gekry. Verlede Sondag se skrifgedeelte was Handelinge 9 vers 26 tot 31 en ons het nagedink oor Barnabas die borg. En die geestelike gewoonte was gasvryheid. En ons het gesê, dit beteken letterlik in die Grieks, liefde vir die vreemdeling. Dis nie net om met jou maats en familie te kuier, dit is meer as dit. Dis 'n liefde vir die onbekende persoon, die vreemdeling. En hy het dit gewys, Barnabas. Ons het gehoor hoe hy vir Saulus ook gehelp het, toe almal bang was vir hom, omdat hy die Christene vervolg het. Hy het hom ingetrek en hy het gehelp dat Saulus se bediening kon begin. So hy het 'n belangrike rol gespeel. Vanoggend se teksgedeelte is Handelinge 11 en ons lees van vers 19 tot 24. Ons gaan volgende week verder, so dis nou net 'n deel van vers 24. En die tema is
Barnabas die brugbouer. En die geestelike gewoonte is bemoediging. Ons gaan ook weer hoor hoe hy dit toegepas het. Nou hierdie teksgedeelte is deel van 'n breër deel in Handelinge, waar ons hoor hoe die evangelie van Jerusalem versprei. Ons hoor hoe grense oorgesteek word en die goeie nuus al hoe verder in die wêreld gedeel word. Kom ons bid saam voor ons uit die woord uit lees. Here, ons bid vir oggend en ons vra, maak ons gewillig om te neem wat U alles vir ons wil gee. Om te luister na wat U ons wil leer. Om te aanvaar wat U ons oplê. Om te wees wat U van ons verlang. En om te doen wat U van ons beveel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ons lees uit Handelinge 11 vers 19 tot 24. En die opskrif is die gemeente in Antiochië. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Venesië, Siprus en Antiochië toe gegaan. Maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Cyrene afkomstig was en wat in Antiochië gekom en daar ook aan die Grieksprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik. Hulle was soos die moedergemeente, kan mens nou maar sê vandag. En hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. En hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Ons lees net tot sover. Nou, verlede Sondag het ons gehoor hoe Saulus die kerk vervolg het. Hy het eintlik die kerk probeer uitroei. Hy was eintlik fanaties daaroor, hy het voluit daaroor gegaan. Hy was baie passievol daaroor. Maar toe hoor ons ook dat op pad na Damaskus, waar hy nou volgelinge van Jesus, hy was nou op pad na hulle toe die Here Jesus hom ontmoet. En hy word toe in sy spore gestop en hy verander heeltemal. Hy wat nou 'n passievolle vervolger van die Christene was, het 'n passievolle verkondiger van die evangelie geword. Hy het heeltemal verander. Die Here het hom verander. En ons het ook gehoor hoe Barnabas toe vir hom 'n borg was. Want hy wou nou aansluit by die volgelinge van Jesus, maar hulle was bang vir hom oor sy slegte reputasie. Hulle het hom nie vertrou nie. Hulle wou eerder maar hom weghou van hulle af. Maar Barnabas het gevoel die Here lê Saulus op sy hart en hy het gasvryheid getoon. Liefde vir hierdie vreemdeling. Hy het geluister na hom en hy kon toe wat met hom gebeur het vertel vir die apostels en hulle het hom toe aanvaar en hy kon sy bediening kon toe begin het. So Barnabas het eintlik maar net geluister na wat die Here van hom gevra het en dit het 'n deur oopgemaak vir Saulus en sy bediening. En wat 'n wonderlike bediening het hy toe nou nie gehad waar hy klomp grense oorgesteek het met die evangelie nie. Ons het in Handelinge 9 vers 31 gehoor, in die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem.
'n groot rede hoekom dit so verander het, is omdat Saulus nou bekeer het. Hy wat juis die kerk wou uitroei. So toe kom maar nou rus en vrede vir 'n tyd lank. Dis wonderlik in Handelinge ook, as mens nou deur Handelinge gaan, hoe die kerk ook groei, soos wat grense oorgesteek word met die goeie nuus. Die kerk groei nie omdat 'n paar mense nou maar heeltyd by mekaar gebly het in hulle hoekie nie. Partykeer juist toe hulle vervolg is en hulle versprei het, dan groei die kerk, dan versprei die evangelie. So dit wys my selfs in moeilike omstandighede kan daar goeie goed uitkom. Kan die Here dit nog steeds in iets goeds omskep. En niks kan sy plan keer nie. Maar Handelinge 10 is 'n draaipunt in Handelinge. Jy kan nou self deur Handelinge 10 gaan lees by die huis rustig, maar dis 'n draaipunt. Daar hoor mens eintlik hoe God se plan om die evangelie oor die wêreld te versprei in werking gaan. So God help dat 'n groot grens oorgesteek word. Die Heilige Gees oorbrug die groot grens wat daar tussen Jode en nie-Jode was. Daar was 'n groot grens tussen hulle. Die Jode het hulle self gesien as rein en hulle wou nie met nie-Jode meng wat onrein was nie. Hulle wou nie naby nie-Jode kom nie. Hulle sou nie in hulle huise gegaan het nie. So mense moet dit verstaan, as daai grens nie oorgesteek was nie, sou die evangelie eintlik nie verder versprei het nie. Dan sou dit dalk 'n Joodse sekte gebly het. Maar God help dat hierdie grens oorbrug kan word. En dit gebeur in Handelinge 10. En Petrus is die een wat nou gebruik word om hierdie grens oor te steek. So hy kry eers 'n visioen, dit berei hom nou voor om na Kornelius se huis toe te gaan. Hy was 'n nie-Joodse weermagoffisier. Self sou Petrus nie na hom toe wou gegaan het nie. Maar hy sien 'n visioen. Daar's nou die doek wat gekom het en 'n stem sê vir hom, daar was verskillende diere, hy moet eet. Maar hy wou nie, want daar was rein en onrein diere. Maar hy is toe nou so deur die Here gehelp om nie meer daai onderskeid te maak nie. Mens hoor in vers 28 dan sê Petrus, God het vir my gewys dat ek geen mens as hy onheilig of onrein mag beskou nie. In Handelinge 10 dan word dit eintlik duidelik, God se genade en die evangelie is nie net vir die Jode of vir 'n sekere volk bedoel nie, maar vir alle mense. Enige iemand kan gered word en deel van God se volk word. So in vers 34 tot 35 dan sê Petrus, waarlik ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. En dan van Handelinge 10 af, dan word die evangelie nou ook aan die nie-Jode met hulle gedeel, oor grense. Die deur na die nie-Jode is waalwyd oop. Want Petrus het gegaan na Kornelius se huis toe en hy het die evangelie gedeel met hom en die Heilige Gees het op hom en sy mense gekom. Dit was neergestort op hulle en hulle is toe gedoop. So dit was vir Petrus, dit moes vir hom wonderlik gewees het, onverwags, dat nie Jode nou ook die Heilige Gees kry. Hulle is ook deel, dit is nie net nou meer net die Jode wat die Heilige Gees kan kry en kan deel word nie, van God se volk nie. So dit was 'n groot moment. En in Handelinge 11 vers 1 tot 18 moes Petrus hom nou gaan verantwoord voor die Jerusalem gemeente. Hy moes nou toe verduidelik het wat het gebeur, want dit was nou iets heeltemal niets. Maar na hy gepraat het, dan hoor mens in vers 18, toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het self mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring, om aan hulle die lewe te gee. En dan kom ons nou by vanoggend se gedeelte. So dis nou net vir laat mens so 'n bietjie agtergrond het. Mens maak nie maar net die Bybel oop en lees iewers hier. Dit help om te weet
Watter boek is ek, waar in die boek, wat het vooraf bietjie gebeur? Dit help dat mens verantwoordelik daarmee omgaan. So in vanoggend se gedeelte dan hoor ons nou van die evangelie in Antiochië. En Antiochië was die derde grootste stad naas Rome en Alexandrië in die Romeinse Ryk in die 1ste eeu. Daar waar daai rooi reghoek is, daar is waar Antiochië is. Daaronder is Jerusalem, daar's nou so 'n rooi lyn aan die onderkant. So dit gee ook net 'n idee. Cyprus is nou daai eiland daar oorkant die rooi blokkie. So dit was 'n groot stad, maar ons hoor in vers 19 met die vervolging wat met Stefanus begin het, toe is die gelowiges uitmekaar uitgejaag. En mense het nou in verskillende rigtings gegaan. Ons hoor van party na Venesië en Cyprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het net die evangelie aan die Jode verkondig. Hulle het nog nie die grens na die nie-Jode toe oorgesteek. Hulle het maar by die bekende gebly. Ons gaan na die Jode toe daarso. Maar in vers 20 hoor ons, daar was wel vlugtelinge wat in Antiochië aangekom het, wat uit hulle gemaksone gegaan het, wat na vreemdelinge gegaan het, na nie-Jode, die Grieksprekende nie-Jode. En met hulle die evangelie gedeel het, die goeie nuus, dat Jesus die Here is. So hulle het nogals 'n belangrike rol gespeel om die evangelie te versprei. Hulle het na die Grieksprekendes toe gegaan. Hulle het daai belangrike tree gegee. En dis gewone gelowiges wat hierso die evangelie versprei, oor grense. En dit wys weer dat, hoe God ook aan die werk is, hoe God iets positief kan bring uit iets slegs soos 'n vervolging. So hulle het dit verkondig daarso. 'n Mens hoor ook die Here in vers 21, die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. So die Here is teenwoordig na sy opstanding. Hy werk, hy help ons. Hy verander mense. Ons is maar net die instrumente. Ons moet maar net uit ons gemaksone gaan en vra, Here, na wie toe stuur U my? Wys my geleenthede waar ek die goeie nuus kan deel. Ons kan nie mense verander of forceer nie. Die Here het die gelowiges gehelp. So, 2 vrae waaroor ons kan nadink. Jy kan daai vraag wys, Luke. Hoe kan jy bydra tot die verspreiding van die evangelie? Ons elkeen kan dit doen. Jy hoef nie met 500 mense te praat gelyk nie, maar jy sien dalk iewers 'n geleentheid. En ons doen dit met woord en daad, is ons getuies. Partykeer moet mens praat en vir iemand dit sê, maar die manier hoe mens lewe is ook 'n getuienis. En watter grense word jy dalk deur die Here uitgenooi om oor te steek na ander? Daar staan die vraag is, wie se naaste wat dalk nog ver is? Iemand wat jy dalk gereeld sien, wat vir jou 'n geleentheid is om 'n brug te bou. Of dalk 'n buurman, of daar's baie geleenthede, iemand by die winkel. Mens kan dalk 'n verhouding bou. So ons moet op die uitkyk wees vir sulke geleenthede. Maar is die Here wat die verandering bewerk. Ons moet ook nie dink iemand is te ver verlore, hy kan nie verander nie. Die Here verander mense. Hy's aan die werk. Ons kan maar net die saad saai. En dan hoor mens van Barnabas, toe die berig oor wat gebeur het in hierdie gemeente in Antiochië, toe hierdie berig nou by die Jerusalem gemeente kom, toe besluit hulle, ons moet nou iemand stuur. So hulle stuur toe vir Barnabas, om bietjie te gaan uitvind, wat gaan daar aan, want dit klink wonderlik, wat daar gebeur het. En hy is toe nou gestuur, ons hoor in vers 23, toe hy daar kom, was hy baie bly om te sien, hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. Dis iets waaroor hy bly was. Maar ons hoor ook, hy het sy gawe van bemoediging gebruik. Hy het hierdie gelowiges aangespoor. Ons hoor in vers 23, hy het almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly.
Dit is eintlik so mooi hoe hy hulle dan nou aanspoor om met hart en siel, dis heeltemal aan die Here getrou te bly. Mens weet as daar vervolging is, dit maak jou dalk bang. Dit is 'n gevaar, maar hy het hulle aangemoedig om aan te hou. Omstandighede moet ons nie keer om Christene te wees nie, moeilike omstandighede. So die vraag hier is ook, wie kan jy dalk bemoedig? Selfs al is dit nie jou gawe nie, jy kan nog steeds iemand bemoedig. Jy kan nog steeds iemand aanspoor, help wat deur 'n moeilike tyd gaan. Wie lê die Here op jou hart? In 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 hoor ons, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. So die Here bemoedig ons, hy help ons om ander weer te kan bemoedig en te help. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. En ons kan mense help wat in allerlei moeilikhede verkeer. So selfs as dit moeilik gaan, kan ons. So die Here het vir Barnabas en sy gawe van bemoediging gebruik om daai gelowiges aan te moedig en te help. Die Here gebruik ons ook. Ons is elkeen uniek. Ons het elkeen sekere gawes en passies wat die Here vir ons gegee het. So die Here vra nie van jou om nou goed te gaan doen wat jy glad nie kan doen nie. Ons kry by die Heilige Gees alles wat ons nodig het om te kan gaan doen wat die Here van ons vra. Die ander ding is, jy kan die brug slide wys, Luke. Die ander ene is dat Barnabas was ook 'n brugbouer daar in Antiochië. Hy het 'n brug gebou tussen die Jerusalem gemeente en hierdie gemeente in Antiochië. Hy kon dit doen, die mens wie hy was, hoe die Here hom, die gawes wat hy hom gegee het hom eintlik die ideale persoon gemaak om so 'n brugbouer te wees. Nou, ons is dikwels beter met mure bou as om brûe te bou. Ek kan daai slide wys, Luke, die muur en die brug. Ons kan elke een maar keuses maak, gaan ek mure bou of gaan ek brûe bou? Dis makliker om mure te bou, want jy hou jouself weg van ander. Jy isoleer jouself. Maar 'n muur hou jou eintlik ook, dit hou jou ook eintlik gevange. Jy dink jy hou ander uit, maar dit hou jou ook daar binne, as jy heeltyd daar binne bly. 'n Brug is nie altyd so maklik nie, maar as jy 'n brug bou, dan oorbrug jy 'n opening. Jy bou 'n verhouding met iemand waar daar dalk 'n skeiding is, waar daar dalk 'n grens is. Dis nie altyd so maklik nie. Maar ons moet brugbouers wees. Dis wat die Here van ons vra. Jesus is ook die brug tussen God en ons. Hy versoen ons met God. Maar hy vra van ons om brûe na mekaar toe te bou. Nie mure tussen mekaar. En dit is nie maklik nie. 'n Brug word ook nie maar net van self, kom dit maar net daar nie. Dit moet gebou word. Dit vat tyd. Dit vra jy moet uit jou gemaksone kom. Jy moet dalk na 'n vreemdeling toe gaan. Dit vat tyd, soos iemand vir my nou die dag gesê het, om 'n brug te bou, vat tyd, want daai beton, as dit nou nie so staal brug is nie, moet eers set, soos die Engelse sê, dit vat tyd. Mens moet geduldig ook wees. Die brug is nie sommer net iets wat jy vinnig oprig nie. Maar ons moet verhoudings bou met ander, ons moet uitreik na ander. Dis wie ons moet wees as Christene. Dis wat Barnabas ook gedoen het. So die vraag is, ons moet vra, Here, wys my, waar kan ek 'n brug bou? Waar kan ek so gaan gehoorsaam wees aan wat U wil hê? Na wie toe stuur die Here jou om 'n brug te bou? Jy kan ook vir jouself vra, wie in jou gemeenskap het bemoediging nodig?
Mense gaan nogals aan 'n paar goed kan dink. En dan vra mens, Here, wys vir my een so manier hoe ek dit moet gaan doen. Of waar is daar mense wat uitgesluit is? Wys my, waar kan ek 'n brug bou na hulle? So dit is nie dat 'n mens dit met 50 mense moet doen nie. Begin net met iemand. Vra die Here om jou te wys. Ek het gehoor van 'n man wat hy was beroof, daar was 'n gewapende roof, sy kar is toe gevat, die ou vat alles en los hom daarso. En daar's 'n paar taksies, party het dalk nou verskillende emosies as hulle taksies sien. Party is dalk bietjie kwaad dat die taksies ry maar wild soms. Maar hierdie taxi-drywer het gesien wat gebeur het. En hy sê toe vir almal in sy taxi, hulle moet uitklim, want hy wil hierdie ou gaan help. So hy bou 'n brug toe na hierdie man toe, wat hy gesien het, alles verloor het. Hy sê, hy kon nou nie, toe die ou daar is, regtig iets doen nie, want hy het wat kon hy nou doen, die ouens het wapens gehad, so hy het nou maar gewag, maar toe kom hy na hom toe en sê, waartoe wil jy gaan vandag? Ek sal jou vat. So dis wonderlik hoe die taxi-drywer dit gedoen het. Hy het 'n brug gebou na hierdie man toe. Hy kon maklik gesê het, ek wil nie betrokke raak hier, dit het niks met my te doen nie. Maar hy het die man jammer gekry. Tyd terug het ek 'n papwiel gehad, ek kon daarom by die garage uitkom, en ek begin toe nou om die wiel te jack, die kar te jack en die wiel aftal. Toe kom maar petroljoggie en hy sê, nee, hy gaan dit doen, hy sal. Hy hoef dit nie te doen nie, ek bedoel, daar's mense, hy moet eintlik die karre help, maar hy wou dit doen en hy het aangedring daarop. Hy bou 'n brug, hy het liefde gewy, gasvry, liefde vir 'n vreemdeling. Ek het gepraat met 'n dominee ook die week, Egbert Stein, hy was by Patterson gemeente, miskien ken van julle hom, hy was 'n hele paar jaar daarso. Maar wat by hom gebeur het, is eintlik wat hier ook baie keer gebeur, daar is nou maar 'n klein plekkie, maar die kinders het elke dag verby die skool, die kerk geloop, en hy het dit raak gesien, en of hulle het maar gespeel daarso en so aan, en hy sê toe, maar daar is eintlik iets beters wat ons kan doen met daardie tyd. Hy het hulle in die kerk ingenooi, en hy toe begin, hy sê, hulle het begin, Bybel, so sê nou maar 'n hoofstuk, deel hulle dit op, dan lees hulle dit, elkeen kry 'n kans om te lees. Hulle het baie keer flieks gekyk, hulle het allerhande goed gedoen, wat nou 'n positiewe impak kon hê op die kinders. En hy sê, van daai kinders se gemiddeld het opgegaan van 20% af, na 60% toe. Net deur hulle wat nou meer lees, en hulle wat bemoedig word, hulle was bemoedig, hulle kom maar uit moeilike omstandighede uit. So, dit my net weer laat dink, daar's baie sulke geleenthede, maar mens kan verby dit kyk, want ons is besig, ons het ander goed om te doen, dis dalk nie 'n prioriteit nie, maar die Here gee om vir daai kinders, of vir daai mense wat in nood is, en dalk kan 'n mens soos daai Egbert 'n geleentheid raak sien. Dit was vir hom regtig 'n besonderse ervaring, maar jy moet uit jou gemaksone gaan. En die ander ding is, God het vir Barnabas goed voorberei vir hierdie belangrike taak. Ons het vroeër 'n bietjie daaraan geraak, maar hy self was 'n Grieksprekende Jood, wat buite Palestina groot geword het in Siprus. So, hy was gemaklik tussen nie-Jode. Maar aan die ander kant, hy was ook 'n Lewiet, wat beteken, hy sou baie goed geweet het, wat behels die Joodse leer. Hy het dit geweet, hy het dit geken, hy sou die Ou Testament goed geken het. So, hy kon eintlik nou 'n brug wees tussen beide groepe. Dit is wie hy was, dis hoe hy groot geraak het. Hy was ook 'n lidmaat van die eerste gemeente in Jerusalem. So hy het geweet, wat is die eise van die Christelike geloof? Wat behels dit? Dit is nie maar net maanskyn en rose ook nie. Hy het geweet van daai vervolging en so wat juis gebeur omdat jy Jesus volg. So dit het hom eintlik baie geskik gemaak
vir daai taak as bedienaar in Antiochië. En die Jerusalem gemeente het sy passie vir mense en sy gawes, soos sy bemoediging en sy gasvryheid, sy vrygewigheid, daai goed het hulle raak gesien, want hy het dit uitgeleef, en daarom het hulle toe besluit om hom te stuur. So, dit is hoe hy eintlik nou voorberei was vir daai rol. Die Here berei ons voor. Ek dink baie van ons sal kan getuig hoe die Here ons ook gevorm het deur die jare vir goed. En Barnabas was een van die vroeë voorstanders van die insluiting van nie-Jode in die kerk. So hy het 'n belangrike rol gespeel. Ons hoor van sy karakter ook in vanoggend se gedeelte. In vers 24 hoor ons Barnabas was 'n goeie man. Dis net Josef van Arimatea in die vroeë kerk wat ook hierdie titel gehad het. Hy was vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Nou, daai vol van die Heilige Gees het my ook getref, want ons almal, ons is vol van iets. Mens kan vol wees van jouself. Dis nie goed nie. Dan is mens selfsugtig. Gaan als oor jou. Ons moet leeg wees van onsself en ook vol van die Heilige Gees. Ons moet daagliks ons oorgee en vra dat die Heilige Gees ons vervul. Want as die Heilige Gees, soos die Heilige Gees ons vervul, dan verander ons denke, dan verander ons lewe, dan word ons meer en meer soos Jesus. Dan dink ons en leef ons meer en meer soos hy. So, maar ons moet ons oorgee, ons moet vra, kom Heilige Gees, verander my. Ek wil meer en meer soos Jesus word. Dan stel ons eie selfsugtige wil ondergeskik aan God se. Ons doen nie maar net wat God vra sommer net nie. Daar moet 'n diep verandering kom in ons denke, in ons wil, en dis wat die Heilige Gees doen. Maar ons moet vra daarvoor, verander my Here. Ek gee myself as 'n lewende en heilige offer. En ons doen dit op grond van God se groot ontferming, God se groot genade. Daarom wil ons dit doen. Kom ons bid saam. Here, ons het nou weer net besef vandag dat ons nie aan ons eie agtergelaat is nie. U vra van ons goed. Ons moet getuies gaan wees van U. Ons moet gaan bekend maak dat U die Here is. Ons moet die goeie nuus deel. Ons moet mense uitnooi om na die lig te kom, om U te volg. Here, maar ons weet U is ook aan die werk. U verander mense, U help ons. Ons bid, Heilige Gees, dat U ons sal lei waar en hoe ons dit kan doen. Gee ons die wysheid, maar maak ons ook dapper en braaf. Help ons om nie maar net in 'n gemaksone te beland en vir onsself te lewe nie. Here, help ons om 'n verskil te maak in ander se lewens, om lief te hê, om te dien. Dit is baie beter om so te lewe, Here. Al voel mens dit vra iets. Dit is hoe U wil hê ons moet lewe. Ons kry so baie as ons dit doen. Ons kry soveel vreugde ook, Here. Dit is goed vir ons. Die sielkundige sê dit maak ons selfs gesonder. Dit maak ons gelukkiger. Maar ons wil dit doen uit gehoorsaamheid, uit dankbaarheid vir U. U Jesus wat U self geoffer het, wat U self gegee het. Dit is net genade. Here, ek bid dat U ons sal wys waar kan ons mense bemoedig, aanmoedig, inspireer. Help ons om geleenthede raak te sien. Help ons om bru te bou, Here. Al vra dit tyd en opoffering. Here, U is vir ons die beste voorbeeld. Jesus, U het die brug gebou tussen God en ons. Ons dank U daarvoor. Here, ons bid dat U die selfsug sal wegvat, maar ons bid ook vir mense wat siek is en eensaam is en alleen is. Mag ons, Here, 'n lig wees in hulle lewens waar ons kan. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.
Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers. Dan gaan hom Henry 'n paar afkondigings deel. Daniel gaan dan ietsie deel en dan hom Benny ook. Onze Vader wat in die hemel is, dankie dat U Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons te kom red en te verlos. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om ons te kom werk. Dankie vir die lewende woord. Here, dankie vir elkeen wat volgens U is, vir die jong mense in besonder. Baie dankie vir die gawes in Jesus wat kom. Kom ons kyk gaan die afkondigings. Jy moet nie vergeet nie, komende Sondag, die aand, 23ste is ons Kerssangdiens, altyd 'n hoogtepunt hier by ons in die gemeente. Ons vra maar weer soos in die gewoonte is dat die iets saambring vir die noodspens en ook dan 'n bordjie eetgoed. Ons gaan bietjie na die Kerssangdiens 'n bietjie kuier in die saal, koffie tee drink. As dit vir die moontlik is, bring 'n bordjie eetgoed saam en moet nie vergeet ook dan van die noodspens se insameling nie. Die vrouediens wil hier by die 28 November dat hulle weer wegneem etes. Jy sien daar op die afkondigings van die hoenderburgers en chapels ensovoorts. As jy daar wil ondersteun, asseblief moet u bestellings voor 24 November daar by Anna en by Anso plaas. Asseblief kyk maar daar sal ondersteun ook hierdie fondsinsameling poging van die vrouediens. En dienswerkers, kyk daar so, julle word uitgenooi vir 'n koppie tee of koffie. Dit lyk vir my die druk is nie lekker, die is die 25 November, 10 uur, as ek reg, 10 uur hier in die kerksaal, al die dienswerkers. Daar is weer almanakke beskikbaar vir 2026, by die, as jy nie besoek word deur 'n kollektant of 'n dienswerker nie, kry by die kerk vir julle
almanak. Ons vra maar weer net een almanak per huisgesin op besoekpunt. 2 verjaarsdae, Mark Fourie en Nella van Jaarsburg verjaar vandag. Sy wil baie geluk en ook allemaal in die jaar verjaar. Mag julle lewensjaar vol van vreugde, van omgee en van genade wees. Op ons gebedslys, Cathy van Wiesel was op ons gebedslys, maar sy is intussen oorlede. Ons bid dat die Here ook vir haar naasbestaandes in hierdie tyd van hartseer baie naby sal wees. Jy sien ook daar Sandra Miller, Chris Maree, Ellen Matthias en Christine van der Walt sukkel met hulle gesondheid. En dan ook Nelly van Esburg is in die hospitaal, sy is Vrydag opgeneem. Kom ons bid ook dat die Here vir Nelly daar naby sal wees, daar waar sy behandel word. En dan Heideveld gemeente het weer 'n feesmark. Kyk maar daar as jy vir hulle wil gaan ondersteun. Ja, nee, ek bly baie weg. Dominee het gevra om ons vandag net ietsie sê van die misdaad en so aan buite in ons wêreld. Mense wat betrokke is aan die mense wat seer gekry daardeur en net vir die mense wat vir ons bystaan, die first responders, die noodhulpmense en almal net bid en sê dankie vir al hulle hulp en dat hulle ook net beskermd is waar hulle ons probeer beskerm. Ons maak die oor toe asseblief. Here ons redder en groot beskermer. Ons bid vandag vir al die manne en dames daar buite wat ons moet beskerm. Ons bid dat U hulle moed en hulle sal gee te midde van die bedreiging wat hulle werk moet doen. Ons bid dat U hulle vul met krag, uiterlike krag, maar ook innerlike krag vir hulle taak. Ons bid dat U hulle toegewyd sal maak volhard te midde. Here, ons wil net dankie sê vir almal daar buite wat ons tegemoet kom, wat ons beskerm en wat ons kan op staat maak, want sonder hulle is ons niemand nie. Hulle is die mense wat hulle lewens in gevaar stel en hulle is die mense wat ons moet beskerm. Want vandag se daar leef ons in tronke in ons wêreld en ons kan nie buitekant dit gaan nie. Liewe Here, help met hulle baie en dat hulle ook net veilig is. In Jesus naam alleen. Amen. Goeiemôre aan almal. Ag, net so 2 dingetjies ek wil net noem. Met groot dankbaarheid, ons eiendomsspan het maandag by mekaar gekom. As julle mooi sal kyk, die kerk se dak is nou klaar geverf. Baie dankie vir bydraes wat u gelewer het. As u nog wil lewer, dan is u welkom. En dan oor verlede Sondagmiddag se Afrikaans 100 wil ons vir elkeen wat 'n kaartjie gekoop het, wat 'n kaartjie verkoop het en wat deelgeneem het, Suska het ook so lekker vir ons gespeel. Baie dankie. Die wins was R7.230. So ons sê vir elkeen se bydrae baie dankie. Dit maak alweer 'n gaatjie ook toe hier by dingetjies wat gedoen moet word. Ag, en ek wil ook net noem vanmiddag by Sherwood is daar weer so uitvoering, kersuitvoering. Dis die tema. Ons mannekoor sing ook daar en die Katando koor en Adante, hulle sing ook daar. Daar sal 'n voorlesing ook so wees, is 3:00 vanmiddag en dis net 'n sagte kollekte. As jy nou 'n muntstuk, 'n R5 dag, kan jy ook net saggies ingooi ook. So in elk geval, ek noem dit net vir julle, so baie dankie weer eens van Dominee, almal het saamgewerk om verlede week se byeenkoms 'n sukses te maak. Baie dankie vir die ondersteuning en die samewerking. Ja, baie dankie. Ons wil net die bazaar sameroepers maar net bekendstel, want party hulle sien 'n naam en wonder hulle nou hoe lyk hulle? So oom Boets is die een, en dan nou Aletta Moller. Sy's nou net daar in die babakamer, sy's nou op pad. Sy moet nou eers die baba oorhandig het. Maar hulle twee is die nuwe sameroepers. So dis nou 'n lekker span, is 'n goeie balans en ons sien uit. So baie dankie dat julle dit doen.
maar dit is iets wat almal mee moet help. Dit is nie net hierdie twee en hulle moet alles doen nie. Ons het die bazaar en die fondse nodig, so almal moet saamwerk en hulle bydra lewer asseblief. Ja, ons kan iets sê, ja. Ek wil net almal wat sover ondersteuning beloof het, baie dankie sê. Dis 'n spanpoging, dis 'n gemeente gebaseerde ding. Ons moet nie fondse insamel om die Here se woord te versprei, die kerk in stand te hou. Maar ek wil ook graag hierdie jaar hê, dit pas so mooi met die diens vanoggend, brûe bou. Ons moet meer van die gemeente wat nie heeltemal so betrokke is. Kom ons kry hulle nader. Dis 'n lekker geleentheid waar almal by mekaar kan wees. Daar is 'n vergadering 6:30 Woensdag vir die tafelorganiseerders, maar enige een wat belangstel. Ons nooi julle vriendelik uit, kom saam. Enige idees wat julle het, enige voorstelle, dit word waardeer. Partykeer dink jy kan niks bydra nie, maar elke bietjie gaan help om dit 'n groot sukses te maak. En ons sê voorlopig baie dankie vir julle ondersteuning en bystand. Ja, dit is biddag vir beskermingsdienste, so bid maar vir vrede, en soos Daniel gesê het, bid vir almal wat ons beskerm. Dis maar moeilik soms, daar's baie misdaad, so bid asseblief vir hulle. Ons het vrede ook, ons soek dit so graag in hierdie gebroke wêreld. Ons slotlied is, ons wy onsself aan Christus toe, ons sing vers 1 van hierdie lied saam. Is hy daar op, Lou? Lyk my, hy is nie op nie, ja. Ok, kom ons staan dan, en dan gaan ek die seën uitspreek, dan sluit ons af met, gaan dan heen. Ontvang die seën van die Here en gaan uit in sy vrede. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle sal wees. Amen. Kom ons sing gaan dan heen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelyk, ek is langs jou, om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die seën van God drie-enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen,
wat ek jou vra, versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar.